om U te mag ken. Here, om U te ken as die ware, lewende God volgende. Here, want wie is daar soos U? Here, hoe wonderlik is om te weet dat ons God is die ware, lewende God, en is die enigste God. Die koning bo alle konings. Hier is die koning van my lewe volgend. En Here, volgens staan ons staan in verwondering voor U. Here, in woorde opbreek. Want wat kan ons sê? En wat kan ons as mens sê? Wanneer ons voor U staan. En Here, daarom is ons gebed volgend. Here, hoor ons harte. Here, hoor die lofprysing en die aanbidding in ons harte volgend. Here, sien ons harte volgend, sien ons dankbaarheid volgend. Here, sien in ons harte hoe ons besef hoe nodig ons U het. Here, laat ons volgend luister na U woord. Here, laat dit volgend 'n vrugbare grond val. Here, laat dit volgend veel vrug dra. Here, laat ons die volgende onveranderd uitstap nie. Here, is ons gebed volgend. En Here, ons wil volgend vra, Heilige Gees, beweeg van sitplek tot sitplek, en wees U volgende prediker. Wees U volgende een, wat hierdie woord in mense se harte plant. Heilige Gees, verander ons volgend. Here, soos net U kan. Here, dis volgens ons gebed in U naam en U naam alleen, en ons dank U daarvoor. Amen. Ek kan die sitplekke inneem. Ek sien my projekteur skerm is 'n bietjie in die skewe gegaan. Nou, ek neem maar ek nie nodig om julle te sê dat met 'n verwery is dinge partykeer so 'n bietjie nie deurmekaar kan nie. Gaan jy hom gered kry? Nee maar, dit was okay. Gaan julle skeef kan lees? Ja, lees op. Kan julle skeef lees? Lees. Reg. Tog maar net julle kom so 'n bietjie die kant of daai kant is so die kant wat vir jou gemaklik is, draai op daai kant. Ek sal hom uitsorteer aan die einde van die diens of iewers deur die loop van die week. Maar ja, so daar sal sy. Ons moet kom. Okay. So volgende wil ek graag 'n ding met julle deel oor waarmee ek hierdie week so 'n bietjie doenig was. En so deur alles hierdie week het ek gaan stil sit. En daar voorberei. Toe is daar 'n ding wat vir my op die hart lê. Ek weet nie of ons skree daai nie, maar kom ons skree skels. En 'n ding wat hierdie week by my opkom is, wat wil God van my hê? Wat wil God van my hê? Wat vra God van my? Wat wil hy van my hê? Ek meen, as jy vir my vra wat ek vir die Here hê, ek meen, dat sal eintlik 'n lysie, is dit nie? Ons is vinnig om 'n lysie op te stel. Wanneer ons vir mekaar vra, wat is dit wat jy van die Here wil hê? Want dan kan ons 'n baie duidelike ding, is dit nie? En ons, ek wil dit en dit en dit en dit en dit en dit en dit hê, ek wil dit en dit. En Here, as jy vir my so kan jy agter wil nie vir my so nie. Ons is baie maklik om te sê wat ons van die Here wil hê. Maar ek staan hierdie week stil en ek vra die vraag, Here, wat is dit wat U van my wil hê? Wat wil U van my hê? Wat vra U van my? Wat het U nodig van my? Nou, ek weet, God is almagtig. God is die skepper van die hemel en die aarde. Ek weet, die ganse heelal het uit die palme van sy hand en wat uitrol. Ek weet, dis die God by wie ons volgens stil staan nie. Hy prakties het hy niks van my nodig nie. God het niks van my as 'n nietige mens nodig nie. Trouwens, hy het my gemaak. Hy het niks van my nodig. Maar, Here, wat is dit wat U van my wil hê? Het jy nou al daai plek stil gestaan waar jy gewonder
van, Here, wat wil U van my? Here, wat is dit wat U van my wil hê? Wat wil U hê met ek? Wat is in U hart vir my? Wat verlang U van my? Wat wil U van my hê? Ek vind myself hierdie week op 'n plek waar ek hierdie vraag vra. En op sigself ek dink wel, dis nog baie eenvoudig. God wil ek taardie vir mense, baie mense maak dit moeilik, maar God wil ek taardie vir mense, vanselfsprekend. Wat is dit wat hy verder van my wil hê? En die Here vat my na sy woord toe. Wie van julle al gestop? Kom ons staan gou vinnig so oorlyn stil. Kom gooi gou vinnig terug na julle toe. Wie van julle het al stil gestaan en die vraag gevra, Here, wat is dit wat U van my wil hê? Wie van julle het al daai vraag gevra? En 1, 2, 3, is dit al? Here, wat wil U van my hê? Kom gooi gou terug na julle toe. Wat dink jy is dit wat God van jou wil hê volgende? Wat dink jy wil God van jou hê? Of kom ons maak dit 'n bietjie meer breedvoerig. Wat dink jy is dit vanoggend wat die Here van ons as mens wil hê? Want ek weet ons is eerlik met mekaar, God het niks van ons nodig, soos die sin van nodig van ons nodig het, maar die lewe bly, want God is almagtig. Maar Here, wat wil U van my hê? Wat vra U van my? Wat vra U van my? Wat dink julle is dit wat God van ons as mens wil hê? Ons wat 'n kans. Gehoorsaam my, kies julle skyn. Wat nog? Ons moet hom kies, okay? Jy het my preek gesteel. Gebooie bewaar. Nog iets? Ons hierdie klopbolletjies vir baie stil. Toegewyheid. Mekaar lief hê, okay? Nog? Pay it forward, ek hou van daai, pay it forward. Nog iets. Kom ons hoor met die jonger mense. Wat dink julle wil God van ons sê? Ekskuus, ek sit julle nou op skool, dis nie my intensie nie. Mekaar te vergewe, wat dan? Okay, kom ons stop hom daar. En ek dink julle het na my preek, so ek dink ons kan hom omdraai en huis toe gaan. Hoe klink dit? Maar kom ons gesels 'n bietjie dieper. Here, wat is dit wat U van my wil hê? En dit klink eintlik nou so 'n eenvoudige vraag. Maar dit is die eenvoudige ding wat ons so dikwels verkeerd kry. Jy sien, ons is onder die indruk, die Here wil hê ek moet baie dinge doen. Ons is dikwels onder die indruk dat die Here wil hê ek moet alles weggee en ek moet opofferings maak. Wat nie noodwendig verkeerd is nie, maar hoor maar, dit is wat ons vir julle sê. Ons dink soms, die Here kom na my toe en sê vir ons, jy moet dit en dit en dit en dit en dit opgee. En baie maal trap baie mense in daai klein. En wat as ek sê? Baie mense trap baie maal in daai gat. Waar hulle op 'n punt kom waar hulle alles opgee, letterlik die laaste ding, en dan gaan bly iewers in die tent. Dat is wat die Here van hom wil verwag, wat die Here van hom wil hê. Dan werk dit nie uit nie, dan sy kwaad vir God. So waarom kyk dit? Die oomblik as iemand na jou toe kom en hy sê vir jou, ek voel, die Here sê, jy moet alles ontslaan raak en jy moet, en sê jy, nee, kom ek gaan praat jouself met die Here. So mense wat ek wil sê, is onthou net wat die Here vir jou ding sê, kan ek altyd bevestig. Dit wat in jou hart is, dit wat die Here sal reeds met jou praat, oor die ding, so jy gaan weet. Iemand stuur om het vir jou te bevestig. Okay. So, wat is dit die Here vir my en jou wil hê? Nommer 1, en dit het vir my baie na vore gekom vanoggend. Johannes 14 vers 15. As jy my lief het, bewaar my gebooie. Nou, kom ons gesels wat vinnig hieroor.
Testamentiese wet? Nee. Praat hy van ons moet alles wat hulle in die Ou Testament nie. Beteken dit dan nou ons moet Christus en nee, julle weet ek het al baie aantal gesels oor die wet versus genade. Nee. Die Here hierso sê is, as jy my liefhet, sal jou lewe in lyn wees met my woord en my wil. As jy my liefhet, sal jy my gehoorsaam. As jy my liefhet, sal jy nie 'n lewe leef doelbewus wat jy weet my behaag. En hier is ons die kruks van die saak. Wanneer ons opofferings en gehoorsaamheid op 'n skaal sit teenoor mekaar, weeg gehoorsaamheid baie swaarder as die opofferings wat ek en jy dink God vir my en jou verwag. Nou kyk, daarmee sê ek nie dinge opoffer. Persoonlik in my lewe is daar baie dinge wat ek oor die jare moes opgeoffer het om volgende hier te kan staan. Wat ek moes opgee. Nie omdat dit verkeerd of sondig of maar ons dinge wat ek moes opoffer om vir die Here te gaan werk. So ek sê nie vanoggend dat opgee niks opoffer. Jy sal weet wat die Here van jou verwag en hy gaan dit bevestig. Maar wat ek vanoggend vir jou sê is die volgende. Dit help nie jy offer alles met God. Ek het so 'n bietjie lank geslaai. Ekskuus, ek het net 'n refleksie, ek kan nie daar my kars boodskap geval. Wanneer Here by my en jou, wanneer dit gaan oor opoffering versus gehoorsaamheid, weeg gehoorsaamheid soveel swaarder. En dit is hoe ons liefde aan God bewys. Want as jy God liefhet, gaan jy nie hoor nie. As jy God liefhet, gaan jy nie jou naaste skade doen nie. As jy God liefhet, dan val al die ander dinge in plek. Want as ek God liefhet, gaan ek nie doelbewus iets doen wat hom nie behaag nie. En dit is waar mense dit dikwels verkeerd kry. Baie mense is baie maklik en baie gretig om alles op te offer. Alles behalwe gehoorsaamheid. En tog is dit die ding wat die swaarste weeg voor God. Ek kan nie sê ek het hom lief, maar ek gehoorsaam hom. Dit wat die woord sê, mense, gaan staan. As God sê, moenie 1, 2, 3, 4 en 5 nie. As God sê, hierdie wil ek nie in jou lewe hê. Verstaan jy as ek sê, daar is 'n rede daar agter. Hier is die interessantheid van die saak. Sonde het gevolge. Sonde het gevolge. Ewigheidsgevolge? Ja. Maar ook vir hierso. As jy agter die stuur inklim en jy het so 'n bietjie te hard gekuier, wat gebeur? Jy kry seer, iemand anders kry seer. Dis gevolge. En God waarsku ons daarteen in sy woord. En so kan ons aangaan. Letterlik as jy kyk na alles wat die woord van God ons nie waarsku. Ja, is daar ewigheidsgevolge, maar letterlik vir al daardie dinge is daar ook gevolge vir hier en vir die nou en die tyd waar ons leef. Gaan kyk 'n bietjie. Elke keuse het gevolge. Maak jou keuse, leef met die gevolge. Ons het so, ek dink dit was kan jy onthou of die Engels onderwyseres of Afrikaans onderwys, ek kan nie onthou. Sy het altyd gesê, you make your choice, you live by the consequences thereof. Sy het al begin, dit was al so gewees. As sy daai sinnetjie begin, dan sing die hele klas hom saam. Dan begin sy met, you make your choice en sê as you live by the consequences thereof. So dit was al so in ons ingeplant van so groot af.
En op skool het ons dit eintlik maar net gedoen, sodat sy nie kan verder karre nie, want sy was lief daarvoor om ons te preek. Sy was verskriklik lief daarvoor om ons te preek. En party dae, al was baie dae en baie tyd by die huis kom met my ma gesê, hierdie juffrou het haar roeping gemis. Sy het haar beroep gemis. Sy moes kom preek. Want sy doen dit elke dag. En vandag as ek terugkyk, besef ek dit was nie so seer omdat dit vir haar, maar dit het daar gegaan dat sy 'n hart gehad het vir ons, as kinders. En vandag besef ek dit. Vandag dank ek die Here vir haar hart, vir wat sy gehad het vir ons. Maar die prinsip in die saak bly dit. As ons God ongehoorsaam, as ons nie ons lewens leef volgens die woord en die wil van God nie, kan ons nie sê dat ons hom liefhet nie. God wil hê dat ons hom liefhet. Nie is interessant by, dit is hoekom die Here ons gemaak het met vrye keuse. Wie vind dit al gewonder oor, Here, hoekom het U vir die mens tot vrye keuse gegee? Wie het al gewonder daaroor? Ek het nog menige keer aan sit en dink, Here, as U ons net die keuse gegee het, was hierdie wêreld baie beter werk. En ek het altyd gewonder, van kinderdae, hoekom het die Here ons nou gemaak om te kies? Hy wil nie hê ons moet verkeerd kies nie. Moet ons so met die staatspoor gemaak dat ons reg kies nie. Dit is nie reg. Liefde wat geforseer word is nie ware liefde nie. Hoor maar, liefde wat geforseer word is nie ware liefde nie. As jou man of jou vrou jou liefhet omdat hulle jou moet liefhet, gaan jy tevrede wees? Nee. Ek wil hê jy moet vir my wees. Ek wil hê jy moet vir my wees. Jy wil hê sy moet vir jou wees. Omdat sy kies om vir jou lief te wees. Dis saam met God. As jy wonder hoekom die Here jou gemaak het met vrye keuse, want liefde wat geforseer word is nie liefde nie. God se oorlog liefde by jou. God wil hê jy moet hom lief hê met alles in jou en werklik lief hê. Nie moet geforseer word nie, maar moet jy hom wil lief hê met alles in jou. Wanneer jy aan God dink, moet jou primêre gevoel die wees van liefde. Wanneer jy voor God staan, moet jy oorweldig wees in jou liefde vir God. En uit daardie liefde spruit gehoorsaamheid. Ek wil amper sê half outomaties. En uit daardie liefde uit, as jy misdrag wat ons doen. Ons is lief vir God, maar ons doen. Ons maak foute. Jy is lief vir jou man en jou vrou, en jy maak jou partykeer na. En dis met ons God, want ons is mense. Uit daardie liefde uit spruit 'n sin van berou, wanneer ons iets doen en ons weet, die Here hou my nie van die lief gaan. Hierdie is nou iets wat die Here tevrede gaan. Hierdie is nou iets wat die Here van my verwag het. Uit daardie liefde spruit gehoorsaamheid en uit daardie liefde spruit ook 'n sin van berou wanneer ons per ongeluk misdraag, wanneer ons per ongeluk droog maak en dit gebeur. Maar uit daardie liefde uit gaan ek terug na God en sê, Here, ek is so lief en ek is so jammer. Ek is so jammer, ek bely dit. Ek wil nie dit doen nie, help my om beter te doen. So wat soek God eerste van ons? Heel eerstens hy soek liefde. En uit liefde vir God spruit gehoorsaamheid, spruit 'n berou wat ons droog maak. Maar uit ons liefde vir God spruit ook liefde vir mekaar. Want wat sê God in sy woord? Hoe kan jy vir my, wat jy nie eers kan sien, sê jy lief? Terwyl jy jou broer, wat jy kan sien, terwyl jy hom haat. Hoe kan jy dan sê, is lief vir my wat God is? Vir my wat jy nie eers kan sien nie. Nie vir my sê, is lief vir my, as jy nie eers kan sien nie. Maar jy broer, wat jy kan sien, vir hom haat jy. So uit ons liefde vir God, spruit ook die liefde vir mekaar. So ons primêre ding, die eerste wat God vir my en jou verwag, is, julle wakker, is liefde. En uit daardie liefde spruit gehoorsaamheid, spruit berou wat ons droog maak, en spruit ook liefde vir mekaar. Goed, ek wat julle daarso na 1 Korintiërs 13, ek het hom nou nie eers nie opneem, want julle ken hom. Al praat mense en hulle tale, maar ek het geen liefde nie.
Ons kan nie maak soos ons wil en sê ons het God lief nie. Goed, die tweede ene. God wil hê, ons moet hom ken. Ons gesels weer. In Openbaring 21 vers 3, en ek het 'n groot stem in die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees, as hulle God. Ek en jy dien nie God op 'n afstand. Ons dien nie God van 'n afstand. Ek en jy dien 'n God van nabyheid. Ons dien 'n God wat hier is. Daar waar jy sit, daar is jou God. Tasbaar naby aan jou. Daar waar jy jou voet sit, is heilige grond. Hoekom? Want daar waar jy is, daar is God. Ons dien nie God daar ver nie. Ons dien 'n God van nabyheid. Ons dien 'n God wat nie net ons dien nie God wat soos ander gelowe verwag ons moet doen. Nee. Ons dien 'n God wat 'n waarlike verhouding met my en jou wil hê. God gaan nie tevrede wees met enigiets minder as 'n ware, intieme, 1-tot-1 verhouding met my en jou. God is nie tevrede met 'n afgebakende godsdiens nie. God is nie tevrede met 'n rutine en 'n gewoonte religie nie. Religie. God is nie tevrede met dit. Hy soek 'n ware, opregte, 1-tot-1 verhouding met my. God is nie tevrede met iets anders nie. God wil hê ons moet hom ken. Want as ons hom ken, dan verstaan ons sy wil. En ons kan nie vir hom lief wees en ons kan hom nie gehoorsaam as ons nie sy wil ken. Ons kan hom nie lief hê en hom gehoorsaam as ons hom nie ken. God wil hê ons moet hom ken. So die eerste een, God wil hê ons moet hom lief hê. Uit daardie liefde spruit gehoorsaamheid, spruit berou as ons droog gemaak het en spruit liefde vir mekaar. Nommer 2, God wil hê ons moet hom ken. Hoe leer ons God ken? Deur sy woord. Deur tyd saam met hom te spandeer. Deur tyd te spandeer in sy woord. Deur tyd te spandeer in sy woord. En hier is waar ek het al hierdie belaglike ding gehoor. En hoor vir my as ek sê dis belaglik. En hoor hoekom ek sê dis belaglik. Ek het nie nodig om die Bybel te lees nie vir die Engels gelees het maar. Die woord van God is 'n tweesnydende swaard. God praat met ons deur sy woord. Die woord van God is ons algehele gesag. Ons het nodig, die woord van God is die kompas in ons lewe. Nou ek en jy, ons weet nie van 'n kompas nie. Ek is te stupid om dit te werk. Trouwens, ek is te stupid om 'n padkaart te werk. Vir my is dit 'n GPS. So, die woord van God is ons GPS vir die lewe. Ons kan nie wegkom daarmee om te sê dat ek verlede week het ek julle gesê dat ek daarom maar van ander. Ken die woord van God. Spandeer tyd in die woord van God. Dit is hoe jy God ken. As jy God ken, gaan jy onmiddellik weet, die Here is tevrede hiermee of die Here is nie tevrede hiermee nie. Dis maklik. Dis eenvoudig. Ons kan in 'n restaurant gaan sit en waar kan miskien 'n draai gaan loop, miskien iewers kan ek iets gaan koop in 'n ander winkel en ek gaan presies weet wat ek gaan wil drink. Ek gaan presies weet wat ek gaan wil eet, want ek ken my man. Ek ken hom. En as jy my gaan vra, wat gaan hy daarvan dink, gaan ek nie sê, nee, hy gaan nie bid. Of nee, jy kan dit vergeet. Ek ken my man. En dit is ons God ken. Dit is ons God ken. Wanneer iemand by jou kom en vir jou sê, nou, wat het jy hiervan? Gaan jy sê, okay, God sê 1, 2, 3. God se hart vir my en vir jou is 1, 2, 3. Nou, op grond van hierdie kennis en hierdie wete, want die feit dat ek weet wie God is, kan ek vir jou sê, ek gaan nie 'n probleem hê daarmee, of God gaan nie tevrede wees. Moenie dit doen. En dis hier, baie
is daar dingetjies wat veral nou ons daar uitkom, want daar kom elke dag nuwe dingetjies uit. Dingetjies wat nie noodwendig op die naam in die woord genoem word nie. Maar, as jy God ken, en jy ken sy hart, en jy weet wat hy vir my en vir jou wil hê, dan is dit maklik om te besef en vinnig agter te kom. Is hierdie wat God vir my wil? Simpel eenvoudige voorbeeld. En ek wil nou nie trap op toe nie, maar julle weet ek nie reg alles soos wat dit kom. Gruwelflieks, horrorfilms. Hierdie wat so nergens in die Bybel staan op, jy mag nie 'n gruwelfliek kyk nie. Dit staan nie daar nie. Wat hy wel sê, ek het jou nie gelees met vreesagtigheid gegee, maar van krag liefde en selfbeheersing. Goed. Wat is die eerste ding wat 'n gruwelfliek aanlanker? Jy het nie vrees vir 'n dag wat nie, maar nou vanaand het jy nou daarin gekyk. En nou sit jy die ligte af, en dan krap daar takkie in die ruit en die spring net so hoog. Dan krap 'n takkie in die ruit en die spring net so hoog. Hoekom? Daar's 'n kriebelrigheid wat daar nie was. Daai ding het 'n kriebelrigheid hier binne veroorsaak. Nou kom ons vrees so gevaarlik. Want die duiwel teer op vrees. Hoe sê dit so? Daar waar daar vrees is, daar is sommer lekker plekkie. En dan gaan hy verder. Dit hang nou af wat se tipe fliek dit is. As dit nou bloeddiep is, kruis. Ek het jou nie gees van vrees gegee, maar van liefde, krag en selfbeheersing. Wat van gruwelflieks wat 'n demoniese ondertoon het? Want die goed is baie. Die goed, julle raak so blatant. En ek weet is nou so nie topic, maar oor my. Hulle raak nou so blatant dat 'n gruwelfliek gemaak van Winnie the Pooh. Ja. Dis hulle het Winnie the Pooh gevat met 'n gruwelfliek gemaak. Ek het net die advertensies gedoen. Dis desperaat. Maar dis vir my 'n demoniese ondertoon. Die woord sê, jy met die dinge van die duister niks aan te maak. Hy sê, jy met hierdie goed niks te doen. En op grond van dit, dalk 'n antwoord. As jy God ken, as jy sy woord ken, gaan jy voor hierdie ding sit en binne die eerste 5 minute gaan jy besef, dit gaan nie werk. Hierdie is nie God se hart. Baie dinge, of daar is dinge wat nou uitkom, wat die woord nie in sy, wat God nie in sy woord presies sê, jy moet nou nie, of jy moet nou nie. Maar as ons God ken, dan sien ons hierdie goed raak. Trouwens, as ek 'n verhouding het met die Here, en ek loop hand aan hand met hom, en ek ken hom, soos wat hy wil hê, ons het hierdie intieme verhouding met hom, hoef dit nie 'n gruwelfliek te wees nie. As jy dink, gruwelfliek is 'n voorbeeld, wat kan alles in die lewe wees. Enige fliek, binne die eerste 2-3 minute nog die opening credits hardgeval, gaan jy besef, kom ons sit op 'n ander kanaal. Dit hoef nie noodwendig 'n gruwelfliek te wees. Maar in jou gees, gaan jy onmiddellik voel. Nee, die Here hou nie van nie. Hierdie is nie. En hoe meer jy van die Here leer, en hoe nader jy hom beweeg, en dis my so opvallend, dis regtig amazing. Dis my so opvallend, dat hoe nader jy die Here leef, en hoe meer jy hom ken, hoe meer dinge is daar, waarvan jy afstand doen. Wat jy net nie meer aanstaan nie. Dit staan jou net nie meer aan nie. Jy het net nie meer 'n begeerte om na dit te kyk nie. Jy het net en dan is dit nie iets wat blaatant is nie. Jy voel net nie meer daai. Dit staan jou net nie meer aan. Hoekom? Jy's baie sensitiewer vir wat God vir jou wil hê, vir wat hy in jou lewe wil hê, sy hart vir jou lewe, en wat God se hart vir jou is. Hoe nader jy aan God beweeg, hoe meer dinge doen jy afstand. Want dit is
Net 'n bietjie, en daarom sê die Here, ken my. Hy wil hê ons moet hom ken. Ons moet hom waarlik ken. Beter is vir jou huweliksmaat nie. Beter is vir jou huweliksmaat jou nie. En interessant, hier is ons 'n sielkundige studie het eendag bevind, dat jou huweliksmaat, en hoor my uit, jou beter ken, as wat jou ouers jou ken. Want ons evolueer en ons lewens verander. Jou huweliksmaat ken jou beter as wat jou ouers jou ken. My man het eendag vir iemand die Bybel gesê, moenie laat jou vrou dit nie. Hy het iets gesê, ek weet nie wat die ouers voorstel gemaak, dus ek sal die voorstel nie maak, my voorstel. En toe waar ek toe sê, kom, nee, jou huweliksmaat ken jou beter as wat jou ouers jou ken. Dis interessant. En dis bewys. Want hulle lewe 24/7 saam. Hulle is 24/7 in jou spasie. Altyd. En dis soos hoe God moet ken. Hoe meer tyd ons saam met iemand spandeer, hoe beter leer ons hom ken. Hoe meer tyd jy saam met God spandeer, hoe beter leer jy hom ken. En hoe meer jy hom ken, hoe meer gaan jy weet, wanneer iets nie van hom af is nie. So nommer 1, God wil hê ons moet vir hom lief wees. Nommer 2, hy wil hê ons moet hom ken. Nommer 3, en hierdie mag dalk vir jou onkant van. God wil hê jy moet hom toelaat om jou te genees. God wil hê jy moet hom toelaat om jou te genees. En dit klink ook belaglik, want hoe moet hom toelaat? Jy weet dan nie. Wie wil nou nie hê die Here moet hom genees? Genees van wat ook al. Genees van whatever the case might be. Wat ook al dit is. God wil hê jy moet hom toelaat om jou te genees. Wat ook al dit is. Fisies, geestelik, dalk het iets gebeur en jy het 'n seer of 'n letsel. Hier wil jy moet toelaat om jou te genees, maar dit beteken jy moet dit neerlê. Jy moet nou rondom kom en sê, Here, I'm done. Ja, ek is klaar. Vat hierdie ding, en ek wil dit nie meer dra. Ek gee dit vir U. Matteus 15:30. En ondertussen kom daar groot menigtes na hom met kretenis, blindes, stommes, gebraklikes en baie ander by hulle. En hulle het die by die voete van Jesus neergesit en hy het hulle gesond gemaak. Wanneer ons deur die Nuwe Testament lees en deur Jesus se bediening lees ons van baie genesings. Want elke maand sien jy, hoeveel keer kom lede by daai persoon en vra van, glo jy dat ek dit kan doen? Glo jy dat ek dit kan doen? Of hy kom wel, en hy sê vir hom, wat is dit wat jy wil hê? En hy sê vir hom, Here, dat ek kan sien. Here sê vir hom, sien. En dan sien jy, wat is dit? Hy kom, daar's 'n ander wat preek en sê, Here, genees my, ek weet eers my daar's al iemand wat gesê het, en die Here van, glo jy dat ek dit kan doen? En hy sê, ja, Here. Here sê, laat dit vir jou wees, soos jy glo. Hoeveel maal ons so vas aan 'n ding, en wanneer die Here by ons kom en hy vra vir jou, glo jy dat ek dit kan doen? Dan sê hy, nee, Here. Sonder dat ons dit besef. En jy sien, ons dade en ons optrede spreek dit ons baie harder as ons woorde. Ons kan dikwels met die mond een ding sê, maar hier binne is daar iets anders. Ons kan met die mond een ding sê, maar hier binne sê ons iets anders. Wanneer die Here by jou kom en vra vir jou, glo jy dat ek dit kan doen? Wat is jou antwoord? Laat jy hom toe om jou aan te raak, en vir wat ook al dit is. Onthou ons, God is 'n God wat omgee oor elke faset van jou lewe. Letterlik elke faset van jou lewe. Hy gee om oor jou gees, hy gee om oor jou siel, hy gee om oor jou liggaam. Hy gee om oor jou finansiële stand, hy gee om oor alles om jou. Die Here stel belang in jou geheel
Here gee om oor jou siel, 100%. 100%. Die Here gee om oor jou hele mens. Oor jou hele mens wees. As dit nie die geval was, dan sou jy nooit genees het. Hy sou gesê het, jou siel is fyn, fyn. Nee, dit is nie ons God nie. God gee om oor elke faset van jou lewe. Maak nie so wees nie, maak nie so wat, of dit is hierdie verskriklike klein dingetjie. God gee om oor. As dit vir jou belangrik is vir God belangrik. En waarom vra vir mense nou, hoekom vra jy die Here daarvoor? Dis eintlik so klein en nietig. Ek dink die Here stel daar belang. Jy is verkeerd. Die Here stel belang in alles. In alles. Hy stel belang in jou hele mens wees. Daai waarmee jy sukkel, gee dit vir God. Daai letsel wat jy nou op 'n swam dra, gee dit vir God. Daai kwal waarmee jy op 'n swam sukkel, gee dit vir God. Gee dit helemaal vir God. Hy wil hê dat ons moet toelaat dat hy ons genees. Want hy wil. Ons laat dit nie altyd doen. En ons hou so vas aan 'n ding. En die voorwaarde vir genesing en vir 'n deurbraak en vir 'n wonderwerk is die volgende. Daar is 'n voorwaarde. Nie daar is nie. Ja, daar is. Hier is die voorwaarde. Jy moet dit oorgee. Jy moet dit oorgee. Jy kan nie jou kar na werk met kinders te vat en sê van hoorie, die remskoene moet vervang word. En dan klim jy jou kar aan ry. Hy kan nie dit doen nie. Jy moet die kar daar los. Jy moet hom daar los. Jy moet huis toe gaan en terug op die kar te ry. Dis dieselfde met my in jou lewe. Ons stap dikwels na God en sê so, Here, help my met hierdie. Hierdie moet reggemaak word. Hierdie moet vervang word. Hierdie letsel moet genees word. En ons draai ons op, dan vat ons pakkie en ons draai en ons stap weg. Dan raak ons kwaad, want hoekom genees die Here my? Hoekom doen die Here nie dit vir my? Hoekom help die Here my nie met dit nie? Hoekom? Ek sê weer, as daar fout is op jou kar, moet jy nou die werktuigkundige te vat. Sê vir elke mens wat al die remskoene moet vervang word. Maar jy moet hom daar los. Dis ongelukkig hoe dit is. Of jy nou gaan sit en wag terwyl jy dit doen, of jy nou ander vervoer huis te vind en laat jy voet. Jy moet dit daar los. Daar is nie 'n ander manier nie. So dis goed, jy klim in jou kar nie, hy is nie, jy moet nie vervang nie, jy is kwaad vir, want hoe kon hy nou nie jou remskoene vir jou vervang nie. En jy bel hom in die skelm en jy is kwaad vir, want jy het nie my remskoene vervang. En die arme ou sê aan die ander kant, en hy sê, maar mevrou, jy het van jou kar nie gelos nie. Hoe moet ek het vervang as jy hom nie los nie? Hoe moet ek jou kar regmaak as jy die kar verklim en gery het, want jy moet ek regmaak, kan jy niks regmaak nie. Jy moes hom nie gelos nie. Dis die saak wat ons weet. Dit wat jy wil hê, God vir jou aan moet werk, dit wat jy wil hê, God vir jou moet help om reg te maak. Daai seer, daai stuk en daai kwaal, wat ook al dit is, los dit by God. En draai my stap weg, dat hy dit uitsorg. Nou ek is al baie dat as ek my kar op plek los, is dit nie 'n probleem. Ek vergeet van dit. As ek my kar kan haal, dan bly dit reg is. Ek betaal jou. En ons doen dit met ons voertuie, ons doen dit met wat ook al. Dis die instrumente as jy miskien met haarsnaar of wat klop, en ons omdaag. Jy vat hom nie huis toe en dan raak jy kwaad omdat dit nie gedoen is. Jy los dit aan, dis saam ons weet iets. Dit wat jy hê God jou mee te help, los dit by God. Vertrou God om dit vir jou reg te maak. Maar vertrou genoeg om dit besef van dit te los. Want ons kom na God met hierdie lys. Here, help my met dit, genees my met dit, help my met dit, ek sukkel met dit. So sê pak neer, en dan is pak op en draai en dan stap ons weg. En ons is God wat hy help ons daarmee nie. Los jou pakkie met die voete van die Here. Vertrou genoeg om jou pakkie met sy voete te los. Jy kan nie verwag dat die Here dit
genees, of regmaak, of beter maak, of 'n wonderwerk doen, as jy nie bereid is om dit vir hom te gee nie. So nommer 1, God soek ons liefde. Hy wil hê ons moet vir hom lief wees. Nommer 2, God wil hê ons moet hom ken. Nommer 3, God wil hê ons moet toelaat om ons te genees van wat ook al. Laaste een, en dit sluit vir my aan by hierdie ene. Matteus 11 vers 28 tot 30. Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Vers 29. Neem my juk op julle en leer van my. Daar sê hy weer vir ons, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Vers 30. Want my juk is sag en my las is lig. God wil hê ons moet hom toelaat, om ons te verlos. Want hy in die begin het ons gesê, die Here het ons vrye keuse gegee. En so moet ek sê, toelaat. Die Here wil dit doen. Ons laat hom nie altyd doen. Die Here wil hê ons moet toelaat om ons te verlos. Verlos van wat verlos van daardie probleem waarmee jy sit by die huis of by die werk of finansiëel wat oorgenoem is. Gee dit vir God. Weer eens. Sy juk is sag en sy las is lig. Daai ding wat jou in die nag laat wakker lê, gee dit vir God. Jou toekoms, gee dit vir God. Hy wil jou verlos van die juk wat vir jou te swaar is om te dra. Hoekom is die mensdom so sieklik in die tyd waarin ons leef? En ek praat nou van sieklik in alle fasette. Sieklik in alle fasette. Liggaamlik en psigies. Depressie die laaste paar jaar, die hoogte ingeskiet. Die statistiek op depressie en selfmoord het die laaste 10 na 15 jaar skokwekkende hoogtes bereik. Skokwekkende hoogtes bereik. Mense is siek, hartkwale, beroertes, bloeddruk, cholesterol, kankers, self. Jy nou agtergekom? Diabetes, suikersiekte. Jy nou agtergekom hoe siek die mense vandag is. Nou praat ek van siek soos 'n snaaks siek nie. Ek praat van siek met die algemeen. Jy nou agtergekom hoe siek die mensdom is. Elke tweede persoon het deesdae suikersiekte. Dis 'n baie algemene ding. Dis my skoolwerk. Want die statistiek is iets verskrikliks. Elke tweede persoon wat dit het. Hartkwale, so baie beroertes onder die jong mense. Depressie, dit is. En depressie word geklassifiseer as 'n siekte. Dis 'n afwyking. So dit is nie 'n on-in-the-mind druk jou reg ding nie. Maar ek sal eendag so 'n bietjie reeks doen oor die tipe goedertjies. Dit is werklik. Dis afwyking. Daar is 'n wanbalans, dis 'n neurotransmitter wat nie reg afskei nie. Hoekom nie? En hier is een van die baie redes vir depressie is die volgende. Nou daar kan geneties wees of een van die baie redes en ek dink dat dit dalk een van die groot sondeboeke is wat ons geneties nommer 2. Kroniese stres kan lei tot kroniese depressie. Dis een van die oorsake van depressie, is kroniese stres, wat permanent rondneem in die balans van die neurotransmitters in jou brein. Dis skokwekkend, is dit nie? So wat het dit nou met hierdie sê? Ons as mens is nie gemaak om alles op ons skouers te dra. Maar tog die tyd waarin ons leef, dra ons meer as wat ons veronderstel is om te dra. Die mensdom vandag
moet meer hanteer, meer perform, en abnormaal perform. En ons is nie gemaak vir dit nie. Ons is nie gemaak om so te perform. Ons lewens is gejaag na wind. Ons is nie gemaak om so te lewe nie. Ons het die konstante stres en druk van as ek nie in my werk floreer nie, gaan hulle my vervang en dit gebeur. Want die werkloosheidsyfer is daar en die aanbod is baie meer as die aanvraag, daar is net soveel koste en aansoeke is soveel. So ek moet perform, ek moet floreer. Die eskalasie in die lewenskostes, ek moet sorg vir my gesin. En as al kindertjies is, die Here seën jou, dan is dit hier uitstap. Dit besef ons. Dan is dit soveel meer. Dan is die stres soveel meer. Ons is nie gemaak om onder daardie druk te leef. Dit is hoekom die mens van vandag siek is. Dis hoekom die mens van vandag siek is. Stres is die silent killer van ons tyd. Dis die stille moordenaar van ons tyd. Of jy nou bewus is van dit, en of jy nie bewus is van dit nie. Of dit onderliggend is, en of jy bewus is van dit. Ons leefstyl is van so aard dat ons konstant in veg of vlug modus lewe. Nou veg of vlug? Oor die jare heen het hulle gesê mens het 2 verdedigingsmeganismes. So met ander woorde, wanneer daar onmiddellike gevaar teenwoordig is, het jy een van 2 verdedigingsmeganismes. Jy veg of jy vlug. Onlangs het hulle 'n derde gevind, vries. Veg, vlug of vries. Maar kom ons werk met veg of vlug. Ons veg of vlug beteken, as jy nou in gevaar is, het een van 2 keuses. Gaan ek veg of gaan ek vlug? So jy het 'n splitsekonde om te besluit, gaan ek veg of gaan ek vlug? Wat gaan ek maak? Sien ek kans om hierdie ding te veg of moet ek liewer vlug? Nou, dit verskil van persoon tot persoon, verskil van situasie tot situasie. Ons stres vlak, die mensdom se stresvlak, die tyd waarin ons weet, is op so 'n astronomiese skaal, dat daar bevind is dat die deursnee mens deurlopend in 'n konstante veg of vlug modus verkeer. Hoe minimaal, hoe maksimum dit ook al mag wees. Dit veroorsaak dat jou liggaam uiteindelik net nie meer kan funksioneer. En dan kom bloeddruk, cholesterol, siektes, hartkwale, beroertes, alles wat met selfsuiker. Hoekom? Ons is nie gemaak, ontwerp om so te leef nie. Ons is nie ontwerp om alles op ons skouers te dra nie. Ons as mens is gemaak om vir God te gee. Ons is gemaak om hierdie goed vir God te gee. Dis ook wat ons sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, want ek gee rus. My juk is sag en my las is lig. Ek en jy is nie gemaak om die juk te dra. Maar tog nie moderne era, word dit vir ons verwag. Die Here wil hê, jy moet hom toelaat om jou te verlos van dit wat swaar op jou skouers is. Wat is dit vanoggend so swaar op jou skouers is, dan jy nagte wakker lê? Wat is dit, wat vir baie lang was vir my die piekkerk, die Here my verlos van dit. So, dis wat Dominiek kies. Wat is dit wat vanoggend so swaar op jou skouers is? Gee dit vir God. Jy is nie gemaak om dit te hanteer. Jy is nie gemaak om dit te hanteer. Gee dit vir God en stap weg. Jy is nie 'n donkie nie. Jy is nie 'n os nie. Jy is nie gemaak om jou te dra. Jy is 'n mens. Jy is 'n koningskind. Gee dit vir God. Laat God toe om jou te verlos van daardie ding wat so swaar op jou lê.
Laat God toe. Laat die Here toe volg. Om te kom en jou te verlos van daardie ding wat jou siek maak, wat die goed maak, jou oorvlei, dit maak jou fisies siek. Ons praat van psigosomatiese gevolge van stres, depressie, angs, whatever. Psigosomaties, psigens, dit wat in jou siek gaan aangaan, soma as jou liggaam. So as jy vanoggend dink dat dit wat in jou siek gaan aangaan, nie 'n impak het op jou liggaam nie, is jy en so verkeerd. Dit wat in jou siek aangaan, affekteer jou liggaam, jou fisiese liggaam, direk. En dan praat ons van spierspasmas, ons praat van maagseer, ons praat van konstante pyn, ons praat van 'n swak immuniteit, ons praat van emosionele kwaliteit, suiker, jy kan aangaan. Uiteindelik lê jou hart daaronder. Ons is nie gemaak om die goed te dra. Gee dit vir God. Laat die Here toe om jou te verlos van die juk wat jy dra. Maar gee totaal oor. Gee die hele juk, gee daai hele juk vir God. En neem sy juk op jou. Want sy juk is sag en sy las is. So laat dit volgens so wees dat wanneer jy hier uitstap, dat jy daai pakket vir God gegee het en dit by sy voete gelos het. Nie omdat God se teenwoordigheid beperk is tot hierdie gebou nie, want dit is regtig nie. Hier is 'n gebou wat die Here vir ons gegee het, waarin ons hom verheerlik en waarin ons sy naam groot maak en waar ons hom aanbid. Maar hierdie is nie waar sy teenwoordigheid stop. Die rede kom ek jou sê, mag nie volgende die uitstap. As dit ek wil hê, jy moet volgende die besluit neem. Dit is die Here aandag. Ek is klaar. Hier is dit. Jy wil dit hê, ek moet nie. Daar is dit. Jy wil hê, ek moet dit vir jy gee. Soos dit. Ek wil dit nie. Ek gee dit met liefde. Maar ek maak klaar met dit. Ek maak klaar met dit. So wat is dit wat jy volgende moet klaar? So wat wil God vanoggend vir my hê? Want jy sê die ding is hierdie goed, staan tussen my en God. Die Here wil hê ons moet hom lief hê. Nou daardie liefde uitspreek, gehoorsaam uitspreek, herroudelik droog maak, uitspreek die liefde verander. Die Here wil hê ek moet hom ken, ek moet hom waarlik ken. Die enigste manier om hom kan ken is 'n regte verhouding met hom. So ek moet daai 1-tot-1 verhouding met hom hê, daai 24/7 wat hy my weet, wat ek sê teenwoordigheid is, moet hom leer ken. Hy wil dit vir my hê, maar hier is die kruks van die saak. 1 en 2 kan nie rasioneel, kan nie realiseer as 3 en 4 nie waar is. Hoekom? Hierdie goed is 'n muur wat staan tussen my en God. En God bou nie daai muur nie. Ek doen. God bou nie mure nie. Maar ek het moet doen. Elke ding wat jy vashou is 'n steen wat op daai muur is in jou grond. En voor jou oë uitvee is daai muur so groot en so hoog en so sterk gebou, dat ek nie meer weet hoe ek tot God moet uitkom nie. Elke ding wat ek kies om nie vir God te gee nie. Elke letsel wat ek kies om te koester. Elke kwaad wat ek kies om te koester. Elke bekommernis wat ek kies om vir myself te hou en nie vir God te gee nie. Just another stone. Net nog 'n klip, net nog 'n baksteen. Ek op daai muur sit. Nou langer ek 'n baksteen op daai muur pak, hoe harder raak die sement. Hoe moeiliker is dit om uiteindelik daardie muur af te breek. So my hart vir jou is die volgende. Wil jy nie volgens stil raak vir God vir die Here vra daardie muur af te breek. Die stene wat jy nog in jou rug staan koester, wat jy op daardie muur opmaak, wil jy dit nie volgens vir die Here gee en wegstaan nie. Die Here wil jou genees. En hy wil jou verlos. En is die vraag, wil jy dit volgens toelaat?
wil jy die Here vanoggend toelaat om jou te genees. Wat ook al dit is, psigies, emosioneel, fisies, wat ook al dit is. Ons is 'n God wat, ons dien 'n God wat alles kan doen. Here wil jou verlos, wil jy hem toe verlos word. Want as ons nie klaar maak met hierdie dinge nie, as ons nie die dinge vir die Here gee nie, is dit stene op daardie manier. So my vraag vanoggend is dit. Ek het 'n paar vrae vir jou. Hoe hoog is jou muur? Hoe lank staan daai muur? En hoeveel bakstene is jy besig om te koester, wat jy eventueel ook maar net op daardie muur tussen jou en God gaan sit. Hierdie is die ding wat die Here vir my en jou wil hê. Die Here kom letterlik na jou toe en sê vir my, jy wil nie hierdie, gee dit vir my. Wat ek moet dit doen? En ons optrede sê, Here, ek wil dit rarig nie, maar ek gaan het ook nie vir jou gee. Ek wil hou. As ek die ding wil hê, raak ek ons af. Dus daai piek goed, ek raak ons af. Ek wil dit nooit wees nie. As ek nie 'n ding wil hê nie, raak ek ontslae van dit. As 'n ding nie vir my voordeel in het nie, as ek nie net net vir 'n ding nie, en as 'n ding my lewe versuur, raak ek ontslae van dit. So kom hou ons vas in die begin. Gee dit vir God. Wat het jy volgende te verloor? As jy ooit op 'n punt gekom het waar jy wonder, wat wil die Here van jou hê? Is dit dit? Nou ek wil graag volgende net geleentheid gee. Maar jy moet nie vir my agter oor nie sê ek gaan ons 'n liedjie opsit. Sit vir ons daai een laaste op groot is. Hy is nog daar iewers. Kies maar net iets wat van kom ons raak met 'n oomblik stil. Kom ons raak met stil in sy teenwoordigheid vanoggend. Kom ons raak vanoggend stil in God se teenwoordigheid. En kom ons doen net so 'n bietjie introspeksie. Wat is daar wat jy vanoggend vir die Here moet gee? Wat is daar wat jy vanoggend toelaat die Here moet genees? Wat is daar vanoggend wat jy vir die Here moet gee? Waarvan hy moet verlos? Hoe hoog is daai muur in jou lewe? Hoeveel bakstene koester jy nog? Wil jy nie vanoggend tyd in sy teenwoordigheid spandeer nie, waar jy sit? Ek gaan nie uitnodiging ewen van dit maak nie. Want dit is 'n saak tussen jou en God. Ek kan dit nie vir jou oplos nie. Ek kan nie daai muur vir jou afbreek. Ek is 'n mens net soos jy. Ek is hier om vir jou te sê wat die Here van jou verwag. Ek is hier om vir jou te sê wat die Here van jou wil hê. Maar ek kan nie stoot op die pad nie. So ek wil volgende geleentheid gee. Laat ons net stil raak. En kom ons gee dit volgende vir jou. Kom ons sien net so agtergehou die rekenaar kyk. Here, vanoggend kom sit ons voor U. En Here, ons raak vanoggend bewus van wat U van ons wil hê. Here, ons wil U lief hê. En ons het U lief. En Here, ons wil U ken. En ons wil daardie verhouding met U hê. Maar Here, vanoggend is ons ook bewus van die feit. Here, dan 1 en 2 kan nie in plek kom as 3 en 4 nie in plek is. En Here, daarom wil ons vanoggend kom stil raak. Here, ons moet kom oorgee. Here, want ons as mense is nietig en klein. Here, maar U is groot en magtig.
Here, daarom ons vanoggend net kom stil raak. En ons wil die vanoggend nader in U beweeg. Here, ons wil net vanoggend naby aan U wees. En Here, in U nabyheid. Here, daar waar ons gewese vind. Here, U nabyheid. Here, wil ons vanoggend net meer en meer van U hê. Here, soos die mense naby. Here, so lank het ons moet vasgehou wat ons nie moes vashou. So lank het ons bakstene gekoester wat net weer daar en hier sou bepal. Here, volgende wil ons oorgee, sodat ons meer en meer van U kan hê. Ek is jammer oor wat ek van U gemaak het. Van die goue kalf was goed genoeg vir my. Ek was bang om naby U te wees. Want in U teenwoordigheid ontvang my hele lewe. So ek wil naby U wees. 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 Die woestijn maak my soms hoog en diep. En my voete is al stikkend en seer. Want my onvolmaakte keuses het vir my net pyn gebring. Maar ek kies dat U my keer sal lei. Ek wil naby aan U wees. 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 Ek wil weer voor U staan, onbeskaamd voor U. Maar my hande skoon, soos U sin sal lei. Ek wil weer voor U staan, onbeskaamd voor U. Maar my hande skoon, soos U sin sal lei. Ek wil naby aan U wees. Ek wil naby aan U wees. Ek wil naby aan U wees. Here, volgende ons naby aan U wees. Here, maak volgende ons hande skoon en leeg. Here, ons soos Jesus te hoor. Here, dankie dat ons kan weet
Here, dat ons help, hierdie land. Here, ons wil vanoggend alles oorgee. Here, dit wat ons nie kan dra. Here, ons wil vanoggend daardie muur afbreek tussen ons en U. Here, ons wil vanoggend, Here, dit wat U vir ons van ons wil hê, Here, wil ons vanoggend van U gee. Here, ons wil vanoggend nader en nader aan U beweeg. Here, ons kan nie nader aan U beweeg as ons vashou aan dinge wat ons nie gemaak is om te dra nie. Here, dan wil ons vanoggend oorgee. Here, wanneer U vanoggend voor ons kom staan en vir ons vra, glo jy dat dit kan doen? Here, wil ons vanoggend sê, ja, Here. Here, ons weet U gaan vir ons sê, laat dit vir wees, soos U glo. Here, daardie juk wat so swaar op ons skouers rus, Here, wil ons vanoggend weggee. Here, want ons is nie gemaak om 'n juk te dra nie. Here, U juk is sag en die las is lig. Here, daarom wil ons vanoggend eerder U juk op ons neem. Here, dankie dat ons kan weet, Here, dat ons vanoggend alles vir U kan gee. Dankie, Jesus. Here, ons wil vanoggend bid vir die dienes en die offerandes wat uitgaan. Here, seën vanoggend elke hand wat in daardie skatkis gesteek word oor die toekomstige woorde in U. Here, wees ook met die wat werk met die finansies, en daardie fondse sal aanwend tot uitbreiding van U koninkryk. Here, vandag as daar die liefde en die genade. Here, laat die week wat voor lê, dat ons bewus sal wees van die teenwoordigheid. Here, dat dit 'n gewoonte sal raak om elke ding eerder vir U te gee, voordat ons in daardie rugsak sit. En dit eintlik op daardie muur beland tussen ons en U. Laat ons hierdie week in naambaarheid met U leef. Here, dis volgens ons gebed in U naam en U naam alleen. En ons dankie daarvoor. Amen. Goed, so afkondigings vir die week. Ons het nie verjaarsdag hierdie week gehad nie. Dinsdag aand 6uur CAD, woensdag aand 6uur biduur. Musieksman, ons moet julle gesels daaroor. Volgende week, selfde plek, selfde tyd. As jy nie 'n boodskap van my kry vir kerk nie, daar is kerk. Daar is kerk. Tensy die Here ons vermaal voordat, maar daar gaan kerk wees. Al wat daar die kerk gaan wees nie, gaan wees as die Here voordat kom, want dan het ons kerk in die hemel, so daar gaan nog steeds kerk wees. Goed, kom ons staan, ons gaan 'n laaste liedjie sing. En dan gaan ek ons gee vir die dienes en die offerandes en Dave, vir ons afsluit met gebed asseblief. 'n fantastiese week, alles wat goed is, alles wat mooi is. Mag jy geseën wees in hierdie week en mag jy bewus wees van die Here se teenwoordigheid in jou lewe hierdie week. Kom ons, wat ek nie die rekenaar agter gaan uitsorteer. Goed.